Welkom by hierdie week se oordenking. My gebed is dat jy ook weer vandag uit die luister hierna sommer net weer 'n stuk vrede en liefde en goedheid sal ervaar. En dat dit jou sal help om sommer net bietjie anders na jou dag te kyk. Ja, word ook weer stil en beleef weer dat God op hierdie oomblik altyd vir jou soos 'n baba in sy arms vashou. Ek was 5 jaar oud, opgewonde soos net 'n kind kan wees oor 'n maatjie se partytjie wat voorlê. My ma het vir my 'n spesiale rok gemaak, so 'n rooi rokkie met wit kolletjies op. Op die dag van die partytjie, vroegoggend toe my ouers nog slaap, is ek al op om so lank my nuwe rokkie aan te trek. Dis toe wat ek sien dat daar 'n klein kreukeltjie aan die onderkant van die rok is. Dapper het ek die strykplank opgeslaan, die strykyster aangesit, 'n groot skottel nader getrek sodat ek daarop kon staan om by te kom by die strykplank. Die strykyster aangesit en begin stryk. Ek dink jy kan al antisipeer wat die gevolg was. Die strykyster was hopeloos te warm en het 'n reuse gat in die pragtige rok gebrand. Dis daar waar my pa my gekry het, in 'n bondeltjie op die kombuisvloer met die rokkie styf teen my hart vasgehou. My pa het gewonder wat gaan aan, en toe hy die rok sien was hy eers kwaad. Maar toe tel hy my op sy skoot, troos my en sê iets wat ek tot vandag toe onthou. Melanie, jy moet weet wanneer genoeg is, en wanneer iets reg genoeg is. Anders gaan jy jou vingers verbrand. Kom ek vra jou, het jy genoeg? Genoeg geld, genoeg lewensmiddele, genoeg gesondheid, genoeg vriende? Of is jou hart ook dikwels ontevrede oor wat jy nog nie het nie? Ek dink ons is almal soms skuldig aan die ek wil nog hê syndroom. Die wêreld leer ons mos op verskillende maniere dat ons waarde gemeet word aan hoeveel ons kry, wat ons ry, waar ons bly en hoeveel aandag ons kry. Dit terwyl die woord op soveel maniere vir ons sê dat ons tevrede moet wees met wat ons het. Dat geluk juis daarin lê dat ons moet raak sien wat ons het en nie die heeltyd vaskyk teen wat ons nie het nie. Kom ons herinner onsself vandag weer daaraan dat ons 4 groot gees in ons lewe het. Ons het genoeg goed. Soos Jesus in Matteus 6 vers 28 tot 30 sê, julle moet ook nie sit en top oor wat julle elke dag moet aantrek nie. Kyk gerus 'n bietjie na die veld en hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg tot laat om so deftig te lyk nie. Tog was nie eens daardie skatryk Salomo ooit so mooi aangetrek soos hulle nie. As God soveel aandag gee aan hoe die veldgras lyk, wat vandag nog groei en môre nie meer daar is nie, sal hy mos vir julle ook sorg. Tweedens, ons het genoeg gawes. Ons kan onsself tog so dikwels met ander vergelyk en dink dat hulle daarom soveel talente en gawes ontvang het. Dit terwyl God vir ons, vir my en jou, elkeen presies gegee het wat ons nodig het om voluit te leef. Ons het, in die derde plek, genoeg genade om alles te hanteer. Jy onthou mos wat God vir Paulus geantwoord het toe hy hom gevra het om iets van hom af weg te neem. In 2 Korintiërs 12 vers 9. God het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg, dis al wat jy nodig het. My krag word sigbaar in jou. Hoor jy dit? Hoor jy dat God se genade en goedheid elke dag, ongeag jou omstandighede, vir jou genoeg is? En dan vierdens, ons het genoeg God. Ons Here gee nie meer van homself aan sekere uitgesoekte mense nie. Nie, hy gee homself volkome aan elkeen van ons. Ons moet sy gees in ons net elke dag omhels. Onthou vandag weer die woorde van Psalm 5 vers 13. U gee armsvol geluk vir mense wat u liefhet. Here, u omring hulle met u liefde. Kom ons bid. Here, dankie dat ek genoeg het. Genoeg van alles.
genoeg gawes, genoeg genade, genoeg geluk, meer as genoeg. Here, maak my hart tevrede en rustig, omdat ek weet dat ek die grootste gee van alle tye het, dat ek U het, U wat U self vir my gegee het. Amen.